Goeienaand broers en susters, welkom by Huis van Gebed. Hoop het 'n wonderlike dag gehad. Lekker Saterdag. Ja, ek en Karel was in die tuin, ons bietjie blomme geplant. En ek het nie regtig geweet presies wat, want ek wag op die woord van die Here in my hart om 'n boodskap te bring. Ek hou nie af van om net iets te kon sê wat die Here nie op my hart lê nie. En ja, die gedagte kom by my op toe ons die blomme goed plant. Weet, van die blomme so mooi. Dit is regtig so mooi. 'n Mens kan nie beskryf hoeveel tyd moes God spandeer om hy blomme te skep nie. Is alles net perfek. Hulle kleure is donker pers met ligte pers binne en dit is geel en dit is allerlei kleure wat jy aan kan dink. En ek dink so by myself, Here, as U soveel moeite gevat het aan blomme, my God, hoeveel moeite het U aan U kinders gedoen? Met hoeveel moeite het jy al ooit gesit en dink, my broers en susters, met hoeveel moeite het die Here U en my geskape? Die Here het net die woord gespreek, ons is geskape na die gees van die Here. En dit is so. Maar hoeveel jare het in my lewe deurgegaan wat ek die Here nie gedien het nie? En ek dink op 28, as ek reg is, ek dink ek was 28 jaar oud, toe ek die Here, 27, 28, toe ek die Here begin dien het. En hoeveel tyd die Here aan my spandeer het, van toe af tot vandag toe. En elke dag groei ek net in die Here. Weet jy, en ek lees in Samuel, in 2 Samuel 7, hier vers 25, laat dan nou Here God, die woord van U oor U knegt en oor sy huis gespreek het, in vervulling gaan tot in ewigheid, en doen soos U gespreek het, sodat U naam groot kan wees tot in ewigheid, deurdat hulle sê, die Here van die leerskare is God oor Israel, en die huis van U knegt Dawid sal voor U aangesig bestendig wees, want U Here van die leerskare, God van Israel, het oor van U knegt geopen en gesê, ek sal vir jou 'n huis bou. Daarom het U knegt vrymoedigheid gevind om hierdie gebed tot U te bid. En die Here het die ore van sy knegt geopen, sodat ons die woorde van God kan hoor. My broers en susters, hy sê, nou kom hy met vrymoedigheid, dat ons, ek wonder of ons regtig ooit besef, dat in die Ou Testament, was dit net die hoëpriester wat in die allerheiligste kon ingegaan het. Dit was net die hoëpriester gewees. En toe die Here op die kruis gehang het die voorhangsel van bo tot onder geskeur. Sodat my broers, U en ek vandag in die allerheiligste van God in die hemel kan staan. Het jy al ooit gedink, dit is nie net van Moses trek uit jou skoene, die grond waar jy op staan as heilige grond nie. Nee, my broers en susters, ons staan in die direkte teenwoordigheid van die Here. Ons gees is reg voor die Here, in die allerheiligste, wat Jesus Christus vir ons betaal het. Die skeiding, die muur wat daar was, die skeiding wat daar was, laat ons nooit by God kon uitgekom het nie. Laat jy deur bloedoffers jou sondes moes vir van die jaar gaan offer het. En as jy daar omgedraai het, dan is jou volgende jaar se sondes al klaar weer reeds besig om voor jou uit te gaan.
So, jy is net nooit sonder sonde nie, jou sondes het net nooit opgehou nie. Maar hier kom Jesus Christus en hy kom betaal die volmaakte prys in die kruis vir u en vir myself. Ben, wat sê jy, het ons nie sondes nie? Nee, ons doen nog elke dag sonde. Die woord sê, daar is nie een wat die sonde het nie. Ons almal doen sonde. Al wetend of onwetend, maar 'n sonde doen ons. Ek verstaan ook nie altyd, 'n mens probeer dan die beste van jou vermoë om te lewe soos die Here wil hê ons moet lewe. Maar dan die genade van God sê is, as jy dit bely, wat jy verkeerd gedoen, ek weet nie, maar ek bely, Here, as ek iets verkeerd gedoen het vandag, bid ek hier in die naam van Jesus Christus om my te vergewe. Jy sien my broers en susters, en dit vir die Here te sê, dan vergewe die Here vir ons whatever ons verkeerd kon gedoen het. Hy sê dan hierso, en nou Here, Here, U is God en U woord is die waarheid en U het U knegt hierdie goeie saak toegesê. En nou Here, Here, U is God en U woorde is die waarheid. My broers en susters, is ons nie bevoorreg nie. Ons is so geseënd, weet jy, maar dit is so belangrik, as ons geseënd word deur die Here, om eers terug te gaan, en vir die Here dankie te gaan sê. Dankie te gaan sê, Here, vir hierdie seëning, wat U op my lewe geplaas het. En weet jy, net hier om te draai, is soos daai 10 melaatsers wat die Here gereinig het, en gesê, gaan toon julle self aan die priesters. En hier melaatse sien, terwyl hulle wegstap, dat hy is besig om genees te raak, hy is gesond, en hy draai om in 'n hardloop, en hy gaan val voor die Here neer, en hy gaan sê vir die Here, dankie. En die Here sê vir hom, maar was julle nie 10 gewees nie? Jy sien, die ander 9 het dit net aanvaar en aangehou stap, maar hierdie een was so dankbaar, en hy teruggehardloop na die Here toe, om vir die Here te gaan sê, dankie Here, vir dit wat U gedoen het. Weet jy, daai seëning wat ons ontvang, net om te draai en vir die Here te sê, Here, dankie vir U seëning in my lewe. Dankie my God, wat uit myself het kan ek nie, ek kan nie myself seën nie. Is dit God wat my kan seën? Ja, ons gaan vir ons goed gaan koop en dink jy seën jouself. Dis aardse dinge, my broers en susters. Maar ons geestelike lewe is God wat ons seën. Dis die Here wat sy seëning in ons binneste sit. Dis die Here, as jy gisterand onthou van die gebed, dit is nou die uur wat God die ware aanbidder soek. En net na die boodskap gisterand, net nadat ek afgesit het, het ek net hier so op my bank gesit, en ek het net begin bid vir die Here, om vir die Here te sê, dankie vir hy woord, want my broers en susters, ek wag vir 'n woord van die Here, dat die Gees van God deur my kan werk, want ek is net 'n instrument in die hande van die Here, ek is net Ben Arnold, ek is nie Haie Mighty nie, nee, ek is net 'n instrument in die hande van die Here, wat wag vir die woord van die Here, en dit met U te kan deel, of U te kan sê, weet U, hoe gebless is ons net om geseën te word deur die Here, om net geseën te word, om te weet, Here, dis deur U liefde, en U genade, en U barmhartigheid by God. Here, laat U vir ons net by mekaar hou, dat U staan met uitgestrekte hande, en wag vir U kinders, net om by U uit te kom, sodat U hulle kan vasdruk. Here, om net deur God vasgedruk te word, wat so voorreg is dit om in ons harte te weet, die Here het so liefde en 'n verlange vir U en vir my, dat hy vir ons wil vasdruk, hy wil vir ons seën met die beste. Nie met die tweede beste nie, nee my broers en susters, met die beste, want die sê hy, laat dit dan nou behaag en seën die huis van U knegt, sodat dit vir ewig voor die aangesig kan wees, want U, Here, Here, het dit gespreek, en deur U seën sal die huis van U knegt vir ewig geseën bly, of geseën wees. Vir ewig. My broers en susters, as ons lewens vir die Here gee, hierdie huis, hierdie liggaam van ons, hierdie tempel van God,
sal hy vir ewig geseënd bly. Want dis die woord van die Here. En die Here is nie 'n mens dat hy teen sy woord terugdraai nie, nee. Maar dit die geheim, kan 'n mens amper sê, is om eers terug te gaan na die Here, om vir die Here te gaan sê, Here, dankie vir die seëninge. Here, dankie vir die blessings wat jy op my huis sit. Dankie dat jy vir my seën en my familie seën, my kinders seën, my familie seën, my vriende seën, my broers en susters seën. Here, dankie dat ek deur die krag van die Here, deur die genade, seën kan uitspreek oor elke een wat vanaand luister na die woord van die Here. Here, want dis die seën van God. En ek eer U daarvoor, Here. Ek sê vir U dankie, Vader, dat ons dit kan onsself verlustig en om te dink, Here, dat U so naam besig met elkeen van ons. Here, daar's iets wat miskien in ons lewens nie reg is, wat U besig is om reg te maak, my God. Here, U hou net nooit op met ons nie. U sal dag en nag is U besig met ons, my God. En U seën vir ons elke dag. Elke oggend as ons oë oopmaak, is ons geseënd deur die genade van die Here. Vanaand as ons gaan slaap, is ons geseënd deur die genade van die Here. Toe ons vanmiddag hier in die tuin was, ja, mense liggaam is nie meer jonk nie. En die kriene en steening is maar daar. Maar as U die blomme klaar geplant het en die staan terug en jy sien daai pragttuin en ons ek en Karen gesels hierso teen November, Desember, as hierdie plante alles in blom is en die geur wat uit die tuin uitkom en hoe dink jy lyk die tuin van die Here? Ek dink vir God is dit ook aangenaam om te weet in die oggende as hier's al my kinders net voor my. Hier's my seun, die mensdom wat ek geseën het, wat ek so lief is voor. Weet jy, ek het 'n kruis gemaak en ek het 'n handvatsel opgesit met die sleutel in. En die betekenis van daai kruis is, die Here staan by ons harte en klop. En my broers en susters, daar is net een handvatsel. Hy wys nou wel net buitekant toe. Want ek kan hom nie agter gesit en sou niemand dit gesien het nie. So maar die handvatsel is daar om vir U te wys dat ons is in beheer. Ons moet daai deur oopmaak en die sleutel oopsluit. En die deur oopmaak vir die Here en sê, Here, kom U in my lewe in. En Vader, kom seën my ook, soos wat U in Samuel geseën het. Here, seën my ook, soos wat U in die Nuwe Testament seën. Seën my ook met U liefde, Here, met U genade en U barmhartigheid. Seën my ook met 'n lus, 'n lied in my hart. Here, seën my ook met 'n gebedsverlange, gebedshonger in my lewe om U te gaan bid. Here, seën my met dit, alle seëninge, my God, alle geestelike seëninge. Seën my broers en my susters, Here. Gee hulle ook daai honger in hulle binneste om. Ek wil net meer wees vir die Here en minder vir hierdie wêreld. Want my lewe gaan nie vir die wêreld, my lewe gaan vir die Here. Want my broers en susters, as ons hierso die dag ons asem uitblaas, dan begin ons lewe. En waar ons lewe begin, hang van U en myself af. Is ons werklik waar op daai nou paadjie saam met die Here? Moenie laat die vyand vir U vertel dat U is daar as jy nie 'n verhouding met God het nie. Want om daai pad te wandel saam met die Here, moet jy 'n verhouding met die Here wees. Jou verlange moet wees, Here, ek wil wees dit wat U wil hê ek moet wees. Want die vyand kan homself soos 'n mens voordoen en vir jou sê, ag nee, wat dis fyn, dis alright wat jy nou doen. Daai een brandewyntjie gaan nie 'n probleem wees nie. Daai een biertjie gaan nie 'n probleem wees nie. Daai een skinder gaan nie 'n probleem wees nie. My broers en susters, dit is uit die bose, uit die hel uit. Dis uit die put van die hel. Dis waartoe hy besig is om die wêreld te vat. En die Here staan hier eenkant met 'n verlange. En ek het al partymal vir myself verwonder, Here, hoeveel trane loop oor die wange van die Here, as hy sien hoe sy kinders verlore gaan, wat nie na sy stem wil luister nie. En ek dank die Here dat ek na die stem van God kon luister, en my lewe kon omgedraai het.
Ja, ek het baie geval in my lewe, my broers en susters. Dit is, die woord sê nie, dit is maklik om 'n kind van die Here te wees nie. Maar dit is nie onmoontlik nie, want God help ons altyd op. En die Here los jou nooit alleen nie. Dis, ja, ek het my rug op die Here gedraai. Ek het die wêreld weer teruggevaar. En tot ek besef het, maar hierdie wêreld is net 'n dooie kors ding. Daar is niks lewe in dit nie. En dit is om die woord so om 'n tweede maal tot inkeer te kom, is baie moeiliker as om eerste maal. Maar as die moeite werd om te draai, te sê, Here, weet jy wat, ek is jammer, Here. Ek is jammer, my God, dat ek my rug op U gedraai het. Teen al die seëninge wat U in my lewe geseën het, met al die blessings wat ek gehad het, my Here, met alles wat U vir my gegee het ek my rug op U gedraai. Maar Vader, ek kom vandag en ek erken dat ek was verkeerd, Here. En ek sê jammer, Here. En ek het bely voor God. En die Here het my met sy liefde weer ervaar, terug aanvaar. En die Here het nie weer aan my sondes gedink nie. En daar was nie net daar was erg baie. Maar ek dank die Here dat ek die vrymoedigheid kan hê soos Dawid nou, om te kan sê, Here, dat U belofte, U seën ook in hierdie huis kan wees. Dat ek met vrymoedigheid in die allerheiligste, my broers en susters, Dawid, hulle was ook in die tempel, en U en ek kan in die allerheiligste van God vanaand in gebed ingaan en vir die Here gaan sê dankie. Here, dankie vir hierdie wonderlike dag. En Here, bo alles en alles, dankie vir môre wat dit Sondag is, wat ons kan opstaan en opgaan na die huis van die Here toe. Want die woord sê, moenie jou onderlangse byeenkomste verwaarloos nie. Ons moet kerk toe gaan, my broers en susters. Ons moet ons medebroers versterk en susters versterk met die geloof in die Here, met die vurige liefde van God. Ons het nie wegkom kans nie. Ons moet vir hulle gaan sê, gaan lees in 2 Samuel 7, vers 29. En weet jy, my broers, net waar jy ooppak in die Bybel, seën die Here vir u. Dis, ek dink is net Levitikus 20, waar die Here werklik waar hard praat by die mense. En dan in die Nuwe Testament wat hy sê, hy wat vuil is, laat hy vuiler word. Hy wat vol sonde is, laat hy meer sonde doen. Hy wat heilig is, laat hy heiliger word. Hy wat skoon is, laat hy skoner word. My broers en susters, hoe wil u en ek wees vandag? Wil ons nie by die Here uitkom en sê, Here, dat ek net skoner word in die Here nie. My God, mag u gees net groter word in my lewe. Mag ek dit minder word, Here. Hierdie eie ek. Mag hy net sterf en mag u gees net lewe in hierdie liggaam. En Here, mag ek die woord van God uitdra. Want na wie anders toe sal ons gaan as na die Here toe? My broers en susters, Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. Dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Die Here is maar net vir eens en vir altyd. Het hy die volmaakte prys op die kruis betaal. En om te dink dat die Here verwerk nie vir ons nie. Hy staan voor elkeen se hart en die Here klop. My broers en susters, as my selfoon 4-5 keer gelei het en iemand tel nie op nie, dan aanvaar ek, daai persoon wil nie miskien met jou praat nie, of hy is besig, dan lei ek af. Maar die Here staan 24 ure 'n dag, en hy sal aan die hart deurklop, en hy sal met u praat en u roep. En dis wat u en ek gedoen, by die einde sal bepaal. Gaan ons die Here toelaat in ons lewe? Gaan ons daai handvatsel vat en die sleutel oopdraai en sê, Here, vergewe my, maar u is welkom in my lewe, my God.
Maak my skoon in die naam van Jesus Christus. Was my in die bloed van die lam. En Here, vergewe my sondes. En ek aanvaar U as my God en my saligmaker. Halleluja. Mag dit so wees, my broers en susters. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie weer eens vir 'n wonderlike boodskap, Here. Wat U, Here, dis nie ek nie, dis nie Ben Arnold nie. Dis wat U uit my hart uitbring, my God. Dis U die woord wat ek net bring, wat U op my hart lê, Here. En mag elke broer en suster se huis geseënd wees in die naam van Jesus Christus. Here, mag hulle geseënd wees in wat hulle doen, Here. Mag hulle geseënd wees môre in die huis van die Here. Here, mag hulle seën wees vir hulle ouers. Here, mag die ouers 'n seën wees vir hulle kinders. My God, daar soveel ouers wat vir hulle kinders bid, daar soveel kinders wat vir hulle ouers bid. En Here, ek bid vanaand dat dit sal wees volgens U wil, my God. Dat hulle ook sal aanvaar en bely en weet dat Jesus Christus is in beheer. En Here, U belofte staan vir ewig. Want dit is gekoop in die bloed van Jesus Christus. En ek sê vir U dankie, Here. Vader, ek spreek genesing uit oor die huise. Ek spreek die salwing van God uit oor hulle. Oor elke boetie en sussie van my. En Here, mag U vir hulle seën. En Vader, mag ons ook werklik waar 'n tuinbedding in die hemel vir U wees. Here, mag U ook met alle respek trots wees op al U kinders, Here. Want Vader, die woord sê, vir elke siel wat gered word op hierdie aarde, juig die engele in die hemel. En wat 'n voorreg is dit, net om te weet, Here, U die prys betaal, my God. En U het vir ons kom loskoop. En dankie, Here, vir U liefde. Amen en amen en amen. My broers en susters, die Here is lief vir U. Die genade van God is groot. Kom ons bly by die Here. En kom ons gaan sê vir die Here, dankie vir die blessings, vir die seëning wat Hy op ons pad langs gebring het. En kom ons gee die Here die lof en die prys en die eer daarvoor. Want in die eerste plek, dit kom Hom toe. Dit kom God toe. En dan sal U sien hoe meer seëninge die Here vir ons sal gee. Shalom, my broers en susters. Die liefde van die Here is met u almal. Amen.